Baie hartlik welkom terug, liewe vriende, by ons reeksie wat getitel is Van Eden tot Eden, waar ons 'n bietjie met mekaar gesels oor die heiligdom, die heiligdomswaarheid in die Bybel. En vandag se titel, die derde in ons reeksie, Wees dan volmaak. Wees dan volmaak. Voordat ons die woord van die Here oopmaak, kom ons vra net die Here se seën. Hemelse Vader, help ons asseblief terwyl ons verder studeer oor hierdie onderwerp wat baie van ons miskien vir die eerste keer in hierdie lig van u woord sien. En help ons om die seën te ontvang wat u daarin vir ons weggeberg het. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek weet nie wanneer het u laas 1 Petrus 1 vers 16 gelees nie. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Nou, dis Petrus. Wat staan daar in Matteus, waar Jesus ook praat? Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Ek hoop u voel 'n bietjie ongemaklik. Want ek voel baie ongemaklik. Want jy sien, ek kom uit 'n genadekultuur uit. Genade is eintlik al wat jy nodig het. Heiligmaking is iets hier in jou hart. Op die Sondag gaan ek kerk toe, en daarna gaan ek winkels toe, of selfs sportveld toe. Dit maak nie eintlik saak nie. Want ek is op pad hemel toe. En daarom het ek ook net gepreek tot by die brandofferaltaar. Daar by die brandofferaltaar het my begrip rondom die verlossingsplan geëindig. Daar stop die verlossingsplan. Die lam is vir my geslag, ek is vergewe, ek is op pad hemel toe. Die kruisiging. God het my eintlik uitverkies. En daarom kan ek nie verlore gaan nie. Dis wat regverdigmaking vir my beteken het. Wat beteken dit vir u? Vir my was regverdigmaking deur die geloof nog altyd daardie juridiese daad deur God wat op grond van Christus se plaasbekleding my regverdig verklaar sonder enige bydrae van my kant af behalwe my geloof. Ek hoef met ander woorde niks te doen om gered te word. Jesus het alles gedoen. Alles is genade. En weet jy my broer en suster, as jy mooi daaraan dink, dit is 100% Bybels korrek. Wat het daardie Israeliet meer gedoen? Daar by die heiligdom. As om in die geloof te kom en sy sonde oor te dra. Daar by die brandofferaltaar. Hy het gekom en hy het sy hande op daardie lammetjie geplaas en daarmee eintlik sy sonde gegee vir die onskuldige.
die onskuldige lam. Watter ander werk het hy gedoen? Voordat hy daar weggestap het en huis toe gegaan het, bevry, vergewe. Dit was ten volle genade, regverdigmaking deur die geloof. Daardie juridiese daad vir alle mense, die regverdigmaking deur die geloof, sonder enige verdienste van my kant af. Dit is Bybels korrek. Sommige mense wil dit verander, maar dis Bybels. Genade en genade alleen, niks van my kant af nie, om myself te red nie. Maar, nou is hier 'n tweede been aan hierdie regverdigmakingsproses. 'n tweede been wat alleen deur die heiligdomswaarheid in die Bybel vir jou verduidelik word. En dis daardie deel wat ek nie verstaan het nie, wat ek in hierdie reeks met u wil deel. Want jy sien, regverdigmaking, daardie juridiese, daardie vrye geskenk, bring saam met hom in gebed binne in hom die krag van die transformasie van die hart in hulle wat glo. En daarom word dit genoem regverdigmaking deur die geloof. Daar gebeur iets baie besonders met jou, al het jy nie 'n aandeel daarin gehad nie, behalwe om ja te sê. En dis hierdie unieke boodskap, die heiligdomsboodskap, wat die hart is van die Christense geloof. Al het jy dit miskien nog nie raak gesien nie, luister en stap saam, en ek het vir die beloof, u sal 'n seën ontvang. Want hier in die heiligdom lê die hart van jou en my geloof, van jou en my redding, van jou en my toekoms, van jou en my ewige lewe. Jy word nie net regverdig verklaar nie, jy word ook heilig gemaak. En skielik word jy ook wakker. En jy besef maar, Jesus is besig met 'n sekere werk na die kruisiging. Sy werk het nie by die kruis geëindig nie. Hy het self gesê dat hy die Heilige Gees gaan stuur, om terwyl hy in die hemel besig is met sy werk, sy kinders hier op die aarde by te staan en te troos en vir hulle raad te gee en hulle te lei. En om hulle heilig te maak, om hulle voor te berei vir dit wat hy op die oomblik in die hemel besig is om voor te berei, sodat hulle gereed sal wees wanneer hy kom om hulle te kom haal. En op hierdie oomblik is Jesus self besig om homself gereed te maak om sy kinders te kom haal. Nou hierdie unieke boodskap van regverdigmaking deur die geloof nooi mense uit om die regverdigheid van Christus te ontvang wat in hulle lewe nou gaan manifesteer in gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan die gebooie van God. En hierdie is die boodskap van vandag vir die wêreld. Wat wil sê, word wakker, word heilig. Maak jou gereed om jou verlosser te ontmoet. Jesus is op pad. Ons wil dit weer herhaal. God kan nie die skuldige sommer maar net vryspreek nie. Hy kan dit nie doen en 'n regverdige God bly nie. Hy doen dit ook nie. Hy vra 'n bloedoffer. Maar as daai bloedoffer nou gebring is, weet jy wat? Dan doen hy
eintlik nog iets meer. Hy doen nog iets beter. Hy vergewe nie net nie, hy vat daai skuld weg. Sodat die een wat voorheen skuldig was, geregverdig word en nou daar staan asof hy of sy nog nooit in hulle lewe gesondig het nie. Met ander woorde, wanneer jy dus die kleed van Christus se geregtigheid as gawe ontvang, dan bedek dit nie net jou sonde nie, dit neem dit weg. Die sonde word nie net vergewe nie, die skuld daarvan word weggeneem. Jy word vrygemaak. En wanneer daai skuld weggeneem word en die mens geregverdig is, dan kom daar 'n lewensverandering outomaties wat vol van die vrye vergifnis is. En hierdie vrye vergifnis dra nou 'n nuwe hart, 'n nuwe mens met hom saam. En die geloof wat hom regverdig laat verklaar het, gaan onmiddellik op 'n gehoorsaamheidspad. Jy word te gelykertyd bekleed, maar ook gevul met die geregtigheid van God. En die gehoorsaamheid aan die gebooie van God is dan 'n vanselfsprekende uitvloeisel. Wanneer Jesus jou vryspreek, dan vra hy ook dat jy hom sal volg. As jy regtig jou hart vir hom gegee het, dan wil jy doen wat hy gedoen het. En jy wil lewe soos wat hy gelewe het. Nou, regverdigmaking vind in 'n oomblik plaas, het ons gesien. Maar daardie selfde oomblik begin die heiligmakingsproses in jou. En dit is 'n lewenslange proses. En elke mens in sy eie reg is iewers op die pad van daardie heiligmakingsproses. Nie almal is op dieselfde punt nie. Maar regverdigmaking sonder heiligmaking beteken niks. Geloof sonder werke beteken niks. Maar luister nou mooi. Dit beteken nie redding deur werke nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken bloot dat wanneer Jesus in jou lewe inkom, wanneer hy jou regverdig verklaar, hy jou ook heilig wil maak. En wat beteken heiligmaking? Wel, in die oorspronklike teks beteken dit eintlik maar net om een kant te sit. Wat beteken heiligmaking? Om meer en meer soos my meester te word. Om meer en meer sy karakter in ons lewens te reflekteer. So wanneer daar staan, wees heilig, want ek is heilig, wat beteken dit? Nou, kom ons vra die Bybel om so 'n bietjie te help. Filippense 2 vers 12. Daarom, geliefdes, werk julle eie heil uit. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Maar dis nie al wat daar staan nie. Want dit is God wat in julle werk. Dis God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Met ander woorde, ons praat nie hier van 'n toestand van sondeloosheid nie, of 'n toestand van perfeksionisme nie. Ons praat van 'n verhouding met Jesus wat so toeneem en groei in sy karakter dat ons uiteindelik ophou om opsetlike sondes te doen. Kom ons hou op met opsetlike sondes. Kan 'n mens ophou met 'n opsetlike sonde? Nou, jy kan.
Afhangende van wat jy as sonde sien. Ek het 42 jaar lank gerook. En op my 18de verjaarsdag het ek besluit, ek koop my eerste sigaret. Alhoewel ek 'n teologiese student was. Dit het my nie geplan nie. Ek het deur al my studiejare gerook. Ek het in die bediening gerook, dit het my nie geplan nie. Ek het daarna in die sakewêreld gerook. Dit het my ook nie geplan nie. Want ek het op daai 18de verjaarsdag vir myself gesê, luister, ek koop hierdie sigaret, hy sal nooit my baas word nie. En toe is hy vir 42 jaar lank my baas. En daarom bied ek ook rookstaakklinieke aan. En terwyl die Here gesê het, jou liggaam is 'n tempel van God, het ek besluit dat ek wil van hierdie rookgewoonte ontslaa raak. Maar dis 'n dwelm. Jy raak verslaaf daaraan. Maar nou sien ek keer op keer hoe dat mense kom na ons kliniek toe. En hoe dat iemand wat vir 50 jaar lank gerook het, deur die genade van die Here, die hand van die Here vat en ophou om te rook. Om nooit weer in sy lewe te rook nie. So kan 'n mens ophou met 'n bepaalde iets wat verkeerd is? Ja. Natuurlik kan jy. Kan ons ophou om opsetlik te sondig? Ja, jy kan. Ja, maar nou, sê nou maar ek val. Vra iemand. Sê nou maar ek val. Moenie val nie. Moenie val nie, sê die Bybel. Maar as jy val, daar staan iemand met 'n hoofletter langs jou om jou op te tel. Kom ons lees dit. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. Ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. Julle moet ophou met die sonde. Maar as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. Jesus Christus die regverdige. Is dit nie 'n pragtige teks nie? Hou op met sondig. Bewustelik. Neem die besluit. Ek wil nie meer nie. Ek haat nou daardie ding wat ek eers so lief gehad het. Ek wil dit nooit weer doen nie. Ek het egte berou. Wat beteken dit om berou te hê? Dit beteken om in jou hart geraak te wees, soos wat in Handelinge staan. Here, help my. Help my. Ek het nou net weer my meer verloor teenoor my vrou of teenoor my kind of teenoor my werkspersoon. Ek wil dit nooit weer doen nie. Here, ek wil dit nooit in my lewe. Asseblief, Here, nooit in my lewe wil ek dit weer doen nie. Help my asseblief. Ek wil nie weer daardie sonde opsetlik pleeg nie. Nou dit vra dat ons 'n fokus sal hê op ons verhouding met Christus. En dat ons hom sal toelaat om sy regverdigmakende en heiligmakende krag vir ons te gee, sodat ons gereed gemaak kan word om die ewigheid saam met hom te deel. 'n Wonderwerk, my broer en suster, net God kan dit doen. Dis hoekom dronkaards sober word. Dis waarom tabakverslaafdes bevry word. Dis waarom losbandiges moreel begin lewe. Dis waarom vegters vredemakers word.
En dis waarom leenaars begin om die waarheid te praat. Dis waarom evolusioniste skepingsgelowiges word. Dis waarom selfsugtiges en selfgesentreerde mense toegeeflik en vrygewig word. Dis waarom 'n onbekeerde bekeerd word. En dis waarom hierdie man 15 jaar terug so gelyk het. Op die 4de Desember of die 4de Oktober 1999. Wil jy sien hoe lyk hy? Dis hy wat nou hier voor u staan. Nou ek hoop nie ek lyk erger as dit nie. Maar dit is wat die heiligdom boodskap aan jou doen, wanneer jy die waarheid van verlossing ervaar. Net genade, net die krag van God. Wanneer jy die heiligdom waarheid verstaan, verander hy jou lewe. Met ander woorde, net so seker as wat regverdigmaking deur die geloof 'n wettiese, juridiese verklaring is op grond van die werk wat Christus buitekant die gelowige gedoen het. Net so seker moet en sal daar 'n hartsverandering in en binne in die mens teweeggebring word. Die geloof gaan sigbaar word in die werke. En al wat Jesus vra is ware geloof. En dan oordek hy daardie een wat glo met sy volmaakte geregtigheid en hy wis sy sondeskuld uit en dan sê hy: "Wees julle dan nou volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is." So die heiligdom is jou paspoort. Regverdigmaking deur die geloof hier buite is jou paspoort om daar in die heilige gedeelte in te gaan. Daar waar heiligmaking gaan begin. En hier is, soos ek verlede keer vir julle gesê het, iets wat ek nooit verstaan het nie. Die priester vat daai bloed, lammetjie daar wat geslag is. Vat van daai bloed en hy smeer van daai bloed aan daardie 4 horings van die brandofferaltaar. Voordat daai lammetjie geoffer word. En sodra hy eintlik word hy die priester word die draer van die sonde. Die bloed. En sodra hy eintlik die sonde oor op die heiligdom. En nou word die priester die draer en dan gaan hy met daai bloed daar by daai deur in, daar by die heilige gedeelte by die waskom verby, stap hy verby en hy loop met daai bloed, loop hy in die heiligdom in. En so word die regverdigmakingsproses nou 'n heiligmakingsproses. Hy stap by daai deur in en aan sy regterkant begroet iets hom, daar in die noorde. Daar staan 'n tafel met 12 toonbrode. Daar staan 'n kandelaar met 7 arms. Daar staan 'n reukofferaltaar in daardie heilige gedeelte. Nou hierdie toonbrode, 12 toonbrode en ook suiwer druiwesap, 'n beker druiwesap wat daar staan. Wat dink jy sou hierdie tafel nou verteenwoordig? Wat versimboliseer hierdie tafel? 12 brode. Met ander woorde, vir elke stam van Israel is daar genoeg brood. Moenie laat iemand ooit iets anders verkondig nie. Daar's genoeg brood. Kom, eet, verniet. Die brood en die wyn. Wat beteken dit? Wie's dit?
wat hier verteenwoordig word. Wat sê Jesus in Johannes 6 vers 48? Ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Vers 51 van hoofstuk 6. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En dan sê hy in Johannes 6 vers 54, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Jesus is baie duidelik oor hierdie saak. Hy is die brood. Wie sy brood eet, wie hierdie brood eet en hierdie wyn drink, sy bloed drink, het die lewe. So hierdie tafel van toonbrode het vooruitgewys na die nagmaalstafel. Hierdie tafel het vooruitgewys na die lam wat sou kom. En dan sê hy iets anders. Hy sê ek sal hom opwek in die laaste dag. Dis iets wat ons nou nog nie na gekyk het nie, wat ons later in die reeksie miskien sal aanraak. En dan stap hy en hy kom by hierdie kandelaar, hierdie aan die suidekant, kry hy hierdie goue kandelaar, wat uit een stuk goud gevorm is, met 7 arms en 7 olielampe, wat gebrand het en wat eintlik die enigste lig binne in daardie heiligdom was. Daardie olielampe was gevul en hulle is nooit heeltemal gedood nie. Wanneer die priesters hulle gevul het hulle gekom en hulle het altyd gesorg dat daar een lamp is wat te alle tye bly skyn terwyl hulle dit gevul het. Nou wie of wat dink jy stel hierdie kandelaar nou voor? Wat kan dit wees? Jesus sê in Johannes 8 vers 12 en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En dan sê hy in Johannes 9 vers 5, solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. En daai olie binne in die lampe, wys natuurlik op die Heilige Gees. Die Heilige Gees, en die gelykenis van die 10 maagde illustreer hierdie punt eintlik baie mooi. En daardie 10 maagde stel natuurlik in daai gelykenis die kerk voor, die kerk van die Here, aan die einde van die dae, net voor die wederkoms. Miskien moet ons dit gou lees, net om ons gedagtes te verfris. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, met hulle almal aan die slaap geraak, vaak geword en almal aan die slaap geraak. Ek het altyd gedink net 5 van hulle het aan die slaap geraak. Nee, almal het aan die slaap geraak. Al 10 het aan die slaap geraak. Met ander woorde, wat sê die Here? Hy sê my kerk sal aan die slaap wees net voor ek kom. Ons gaan so rustig aan die slaap wees. Ons gaan nie die tekens van die tye raak sien nie. Ons gaan nie besef dat Jesus is besig om homself voor te berei om terug te kom na die aarde toe nie. Die kerk gaan slaap. En wanneer daai oproep kom, daar kom die bruidegom. Middernag. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan hom uit tegemoet. Toe staan al die maagde op. Maak hulle lampe reed. Maar toe sê die wat dwaas is, vir die verstandiges, gee ons van julle olie want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en hulle sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gegaan het om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe. En die deur is gesluit.
die deur is gesluit. Helfte het nie olie nie, helfte het nie die Heilige Gees gehad nie. Hulle was gelowiges. Hulle was wagtende vir die bruidegom. Hulle was selfs deel van die kerk wat mense opgeroep het om hulle self gereed te maak vir die wederkoms. Maar hulle was self nie gereed nie. Hulle het nie genoeg olie gehad nie. En dan sê hulle vir die ander, gee vir ons van julle olie. En die ander sê, nee, gaan koop vir julle self. Is hulle nou selfsugtig, as hulle so sê? Nee. Hulle kan nie vir hulle gee nie. Jy kan nie van die Heilige Gees wat in jou is vir iemand anders te gee nie. Dis nie moontlik nie. En nou kan jy nie sonder die Heilige Gees in die bruilofsmaal ingaan nie. En so gaan jy nie sonder die Heilige Gees en heiligmaking in die hemel toegelaat word nie. Later kom toe ook die ander maagd en sê, meneer, maak vir ons oop. En hy antwoord, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Dis seker die hartseerste woorde in die Bybel. Ek ken julle nie. Matteus 25 vers 13, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die Seun van die mens kom nie. Wat staan daar in Hebreërs 12 vers 14? Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien. Die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien. En dis waarom die Here op 'n stadium vir hulle gesê het, onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Die deur is gesluit. Later kom hulle sê, maak oop. En hy sê, ek ken julle nie. Nou Matteus 7 sluit hierby aan. Hy sê ietsie meer daarby. Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Nie hy wat sê hy behoort aan my nie, maar hy wat gehoorsaam is aan my Vader. Aan die wil van my Vader, wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Hy sê, baie gaan in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer nie, het ons nie in u naam duiwels uitgedrywe nie, het ons nie in u naam kragtige dade gedoen nie, het ons nie in u naam siekes gesond gemaak nie, het ons nie in u naam gepreek nie, was ons nie diakens nie, was ons nie ouderlinge nie, was ons nie predikante op die kansels nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle, wat die ongeregtigheid werk. So die vraag vandag is, my broer en my suster, die vraag is nie, ken jy Jesus nie? Die vraag is, ken Jesus jou? Want talle, wat hulle self Christene noem, gaan hoor, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my. En nou kom die priester by hierdie reukofferaltaar. Die reukofferaltaar waar net voor die gordyn, waar elke oggend wierook gebrand is, ook in die aand, spesiale reukwerk, spesiale speserye, en daardie rook het opgegaan oor daardie gordyn, en dit het eintlik die allerheiligste agter die gordyn gevul, daar waar God teenwoordig was. Sodat wanneer die priester
daar sou ingaan, daar eintlik 'n rookkolom van heerlike geur daar gehang het en daar waar God eintlik teenwoordig was op die versoendeksel, daar tussen die twee gerubs. Nou, hierdie wierookaltaar stel dan ook nou die gebede van Israel en die geregtigheid van Christus voor. Hierdie soet reuk wat daar opgaan. Met ander woorde, alles binne in hierdie gedeelte, my broer en suster, het net na een ding gewys. Selfs daai gordyn. En hier is ook die bloed aangesmeer. Die bloed word ook hier aangesmeer, aan hierdie wierookaltaar, so horings. En dan kom die priester en hy vat daai bloed. Watter bloed is dit? Dis die bloed wat daar buite by die brandofferaltaar gevat is. Dis die sonde wat hy daar gevat het. En hy het die draer geword en wat kom doen hy? Hy kom sprinkel dit hier teen die gordyn. Nou hierdie gordyn was 4 duim dik. En wat het die gordyn versimboliseer? Wie of wat beteken dit? Wat sê die Bybel? Jesus Christus. Kom ons lees. Hebreërs 10 vers 20. En die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Daardie voorhangsel, die tempel se voorhangsel. Dit is sy vlees. Dis sy vlees. Met ander woorde, hierdie gordyn verteenwoordig Christus se liggaamlike vlees, sy menslikheid, sy tyd hier op aarde, sy liggaam hier op aarde as mens. Met ander woorde, daar was net een manier waarop jy in die allerheiligste sou kon kom. Jy sou deur hierdie gordyn moes gaan. Jy sou deur Christus moes gaan. En nou kom hy en hy sprinkel dit daar teen die gordyn, daar voor die gordyn. Wat is hy besig om te maak? Hy's besig om die sondes van Israel te bære. In die heiligdom. Maar in watter gedeelte? In die heilige gedeelte. By Christus. Waar? By Christus se liggaam. Met ander woorde, Christus se vlees bedek nou jou en my sonde. Maak dit toe. Met ander woorde, my sonde is vergewe, ja. Is vergewe. Ek kan huis toe gaan. Maar is nog nie weg nie. Dis nog in die heiligdom. Wat beteken dit? Dit beteken dat die rekord van die sonde is nog nie uitgewis nie. Israel se sonde hoop op in daardie heiligdom vir 'n volle jaar lank. Die sonde is nog nie weggevat nie. Die heiligdom, die heilige gedeelte van die heiligdom is die eienaar van daardie sonde. Christus se liggaam bedek my sonde. Wat klaar vergewe is. Nou hierdie waarheid het ek nooit verstaan nie. Wat beteken dit alles? Wel my broer en suster, dit beteken in die eerste plek dat die verlossingsplan eindig nie by die brandofferaltaar nie. Die verlossingsplan eindig nie by die kruis nie. Ek word nie gered net omdat ek geglo het Jesus het eenmaal vir my sondes aan die kruis gesterwe nie. My sondes is vergewe, ja, maar dit is nog nie weg nie. Inteendeel, dit kan weer terugkom na my toe. Is dit moontlik? Ja, kom ons lees. Hebreërs 6 vers 4. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het,
en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het. Hulle was eenmaal verlig. En nou het hulle afvallig geword. Om die weer tot bekering te vernuwe. Omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande doen maak. Met ander woorde, dit is moontlik dat ek God weer die rug kan draai. Petrus praat ook daarvan, 2 Petrus 2 vers 20, want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Dan sy erger as wat hy voorheen was. Eenmaal gered, altyd gered. Ek het altyd so geglo. Ek het altyd so gepreek. Maar is dit Bybels? Jy sien, gedurende sy lewe op aarde het Jesus self nooit die heilige gedeelte of die allerheiligste betree nie. Omdat sy priesterlike werk nog nie begin het nie. Sy offerwerk in die binnehof, by die brandofferaltaar, moes eers afgehandel word hier op die aarde. En daarna het hy sy priesterlike werk in die hemelse heiligdom begin. Na sy hemelvaart. Hoor hoe pragtig stel die Bybel dit. Hier is van die mooiste verse. Luister saam met my. Maar Christus, wat opgetree het as hoërpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Met ander woorde, hier is 'n ander heiligdom. Hier is 'n ander tabernakel wat nie aan hierdie skepping behoort nie. En dis waarom die Here vir Moses gesê het, bou vir my 'n heiligdom. En die heiligdom op aarde was 'n afbeelding van wat? 'n miniatuur van dit wat in die hemel is. Kom ons lees dit weer. Maar Christus wat opgetree het as hoërpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê nie aan hierdie skepping behoort nie. Ook nie, luister hierdie pragtige vers, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed. Eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Is dit nie stroopsoet woorde nie? Met sy eie bloed het hy in die hemelse heiligdom ingegaan. Die binnehof en die brandofferaltaar verteenwoordig met ander woorde Christus se lewe hier op die aarde. Maar na die hemelvaart het hy opgevaar na die hemel, sy hoërpriesterskap het 'n aanvang geneem, waar hy as middelaar tussen die regter en die mens optree. Hy het die Heilige Gees, die trooster, agtergelaat, om ons op hierdie pad van heiligmaking te lei. Heiligmaking, daardie lewenslange proses, wat daar buite by die brandofferaltaar by regverdigmaking begin en dan in die heilige gedeelte van die heiligdom voortgesit word. Nou die vraag vandag is aan u,
is hierdie proses aan die gang in jou en my lewe. Beheer die Heilige Gees my en jou lewe, of is die eie ek nog in beheer van my lewe? Want jy sien my liewe broer en suster, die laaste ding, die heel laaste ding wat iemand op hierdie heiligmakingspad, in hierdie heiligmakingsproses prysgee, die heel laaste ding wat hy prysgee, is sy of haar eie ek. Is my nou oorgegee, is jou nou oorgegee. Sien mense Jesus in jou? Sê nou die Heilige Gees moet jou nou vir 2 of 3 dae verlaat. Net nie meer by jou nie. En jy stap oor 'n paar dae in die straat en iemand kom by jou. Gaan hulle reaksie wees, luister, wat's fout? Wat's fout? Iets is weg. Jy het 3 dae terug iets gehad, iets in jou oë, iets in jou mond, iets in jou gesig, iets in jou taal, iets in jou woorde. Wat vandag weg is, wat is dit? Of gaan niks gebeur nie? Omdat die Christen eintlik maar lyk soos die wêreld, leef soos die wêreld, aantrek soos die wêreld, doen wat die wêreld doen, praat wat die wêreld praat, eet wat die wêreld eet, geniet wat die wêreld geniet. Sal jy regtig hier kan uitstap en 100 mense daar verbystap en die Christene so uithaal? Sal jy dit kan doen? Wat is heiligmaking in gewone Afrikaans? Dis die werk van die Heilige Gees wat jou en my al meer soos Christus laat word. In ons lewenswandel, in wat ons doen en wat ons sê. En dis waarom Petrus sê, julle is 'n uitverkore geslag. Julle is 'n koninklike priesterdom. Julle is 'n heilige volk. Julle is eenkant gesit. 'n Volk as eiendom verkry om wat te doen? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis tot sy wonderbare lig geroep het. 'n Heilige volk. 'n Ander soort volk. Eenkant gesit. 'n Oorblyfsel volk. En hier is jy veilig. Hier kan jy maar inkom. Hier skinder ons nie van mekaar nie. Hier byt ons mekaar nie. Hier praat ons nie agter mekaar se rugge van mekaar nie. Hier is vrede. Hier kan jy maar kom skuil met al jou vrees en al jou hartseer en al jou twyfel en al jou verlies, al jou trane. Kom in, ons het ook seer gekry. Maar kom in, hier is jy veilig. Want hier omarm ons mekaar, hier beskerm ons mekaar, hier bid ons vir mekaar, hier luister ons na mekaar. Hier was ons mekaar se voete. Hier wag ons saam, wakker, vir die wederkoms. Kom ons sluit af. Waar is die kerk van God op aarde op hierdie oomblik? Is ons nog daar buite by die brandofferaltaar, waar net vergifnis gepreek word en vergifnispreke gehoor word? Of is ons al in die heilige, waar ons eintlik al in die allerheiligste behoort te wees? Wat het in die allerheiligste van die heiligdom gebeur?
Wat was daar? Wel, daar was die verbondsark. Daar die ark met die versoendeksel. En die teenwoordigheid van God tussen daardie twee gerubs, die Shekinah, die twee gerubs. Die goue gerubs wat met hulle vlerke die ark beskerm het. En eenmaal in 'n jaar was daar 'n besondere dag. Hulle het dit genoem die groot versoendag. En dat iets baie besonders op daai dag plaasgevind. Wat was dit? Moenie die volgende lesing misloop nie. Hier wag 'n wonderlike seën op u. 1 Petrus 4 vers 1, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Opgehou het met die sonde. En dan sê hy in vers 2, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te lewe nie, maar volgens die wil van God. Mag die Here ons help. Hemelse Vader, ons staan skuldig voor U aangesig. En ons besef, ons is nie heilig genoeg nie. Dis 'n proses wat U in ons wil voortsit. Ons is te veel by tye soos die wêreld, wat U nie ken nie. En wanneer U kom en sê, wees julle dan volmaak, wees heilig, want ek is heilig, Here, dan weet ons het U nodig. Ons het die Heilige Gees nodig in ons lewens. Skenk dit vir ons elkeen asseblief, Here. Terwyl ons nou ons hande uitstrek en sê, Here, hier is ek. Soos Paulus, nadat hy hom in 'n oomblik regverdig verklaar het daar op die Damaskuspad en Saulus Paulus geword het, was sy eerste vraag, Here, wat wil U hê moet ek nou doen? Help ons om dit te doen wat U wil hê ons moet doen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.